is swak mielieoes vanmorgen. Ons is bly hier vanmorgen hierso. Ons prys die Here daarvoor. Ons wil sommer net so intree vir al ons mense wat nie lekker is hier. Tannie Babsie is nie lekker nie. Oom Niek is nog nie lekker nie. Weet julle van nog mense wat nie lekker is? Dit is maar net so daar op die gebedsgroepie sit en ons tree altyd vir hulle in. Dat die Here vir hulle sal aanraak. Maar vir ons wat hier is, halleluja. Ons is bly daaroor. So prys die Here. Ou Janne hulle kom seker donderdag terug wat sy suster verloor het en so ek dink hulle is donderdag, ons dink ook aan hulle daar aan die ander kant. Die verder weet ek nie waar sy ander arme ou Lizanie tel stok. Wat? Amen. So ons het volgende Vrydag net so vinnig afkondigingkies voor vir ons gaan open. Vrydag gaan ons lekker kuier hier buitekant. Ons gaan so braai en ons gaan klomp goed, springkasteel in. Dis 'n horde goedjies wat ons gaan doen hier so. Ons wil graag eintlik vir die gemeente kyk om 'n TV te kry wat ons hier agter wil. So dis nie 'n kerkbazaar nie. Dis om net verkoop. Ons wil net graag vir die mamas met die kinders dit gemakliker maak om hier agter kan hulle op die TV dan ook kyk wat ons hier voordoen. Dat dit nie voel of hulle is nou nie deel van ons. So is daar iets anders nog? Tannie Babie het ook 'n afkondiging. Ja, dit is klaar praat. Jy word nou 'n blik gedruk. Ja, hulle wil nou vir jou. Arm. En ja, ek dink dit is, ons weet nou al seker al die afkondigings, maar ek gaan nou nie elke keer. Ons gaan Woensdag lekker gesels praat. Ek is opgewonde oor Woensdag en ons praat oor die deur Jesus Christus. Ek het 'n baie mooi teaching. Mense en ek wil nie dit uitsonder glad nie, maar ek wil hê as dit moontlik is, bring iemand saam. Dit gaan nie vir my oor, hulle kan weer terug na hulle kerk toe, maak wat hulle wil, dis nie waaroor dit gaan. Dit gaan oor gesond word, werklik gesond word. So ons gaan vir mense bid Sondag, Woensdag, en want ek weet, daar gaan 'n deurbraak vir mense se lewens kom. So ons vertrou God daarvoor. En dan donderdag is maar die normale, dat ons weer lekker hier by mekaar kom en bid. Vrydag is ons nou dit. Wat is dan nog? Dinsdag is weer aan. Dinsdag is ons weer, hier is iemand wat nie wil hê van water dit. Dinsdag het ons ook teachings, dat Christine 'n bietjie oor innerlike genesing goed. Ek dink ons het verder. En Sondag is nagmaal, dan gaan ons vreedsaam wees hier agter. Colin wat verjaar Dinsdag. Ok, Colin verjaar Dinsdag. Moet ons vir hom nou sing. Ok, nou Colin kom staan en dan sing ons gou vir hom en dan kan hulle ons ook dan. En Babie. Ja, Nou kom ons staan, Hy is so stil. En sing dan ons in. Veels geluk, liewe Colin, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip Willem, hoera! Hoera! Ja, sê dankie Babie, jy kan jou afkondigings en dan kan hulle voor. Ek wil maar net graag die vrouens van die gemeente uitnooi na 'n vroue bidie wat ons gaan nou die 8de Augustus. Dis mos die 9de eintlik Vrouedag, maar ons gaan dit al Saterdag 4 die middag 4uur. Die Here het vir Lizanie iets op haar hart gegee met ons te deel en dan gaan sy dit doen en dan die Here vir Christine woord gegee om met ons vrouens te deel. En dan gaan ons lekker saam bid en dan kan julle die huis toe gaan. Dit gaan julle lank ophou nie, maar kom tog asseblief op. Moenie uitmis nie. Asseblief julle. Ja, sê dankie. Amen. Vir ons. Prys die Here. Amen. Bravo. Môre Philip.
kussings afkom, kan gelig het. Die Here, ons spaar vir die nuwe dag. 'n Spesiale dag soos die dag. As almal teenwoordig is, kan wees in die huis van die Here. Dat God die Heilige Gees ons wakker kan maak het. Dankie Here, dat U ons paie altyd so perfek kan wys. U intree wanneer ons swaar kry. Soms huiwer ons, soms voel ons bid in die dak vast, in die ceiling vast, maar U is teenwoordig. Vra en bid vir die Here en vra vir die Here altyd. Here, en dankie Here vir alles. Here, dankie dat U ons leidsman is. Daar waar ons gaan, dat U ons wys waar die paai is, ons die Here wat ons reguit maak. Dankie Here dat U ons ware rigting is. Kompas is Here. Bid vir die wat siek is, Here, wat nou lê, wat die lekker voel, Here. U intree, Here. Raak hulle aan, Here. U is hier, vir nie die genees, Here. U is heilig. O, Here, dankie. Dankie, Here, dat U altyd daar is vir ons. Maak die saak waar ons is, waar ons gaan. Dankie, Here, dat U altyd daar is. U genade is onbeskryflik groot. U se planne werk altyd uit. U se tyd is altyd reg vir ons almal. Ek wil ook sê dat die Heilige Gees vir ons pastoor lei deur die diens. Waar ons elkeen 'n boodskap sal wees. Dat God die Heilige Gees vir ons sal aandra. Daar vuur in ons kan ingaan. Die Heilige Gees vir ons wakker maak hier binne ons hartkamers. As ons uitgaan dat daar vuur kan wees, dat ons opgewonde en gelukkig kan wees. Dat hy vrede en die saligheid kan ontvang in die Here af. Dankie Here vir alles. Amen. 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 Daar sê kom ons staan lekker saam en ons sing lekker uit ons harte uit. Die Here het my al klaar in jy al. Amen. Mag ons almal vandag die Gees ervaar. Amen. So terwyl ek voorberei, slaat die Here vanoggend 20:05, draai hy alles om, nes hy dit wil gehad het. En ek prys hom daarvoor. En ons het bietjie verander in die liedjies, maar ons het daarom almal geoefen. Maar hier sê hy, ons sou afgesluit het met hierdie ene. En hy sê, begin met hierdie en gaan grawe. Gaan kyk wat, jy weet wat jy soek. Jy weet wat jy soek, so gaan grawe bietjie. En dan sê hy, in the storehouse of his love. In die liefde van God. In sy stoorkamer. So gaan krap bietjie, uit 4 versies, ons sing ons sommer 2 keer, en dan gaan krap jy met die gedagte, jy weet wat jy soek. En dan kyk ons of ons het kry. Ek wil gaan so, maak gou so. Dis maandag, skud hom af. Hier is Dinsdag, skud hom af. Hier is Woensdag, skud hom af. Hier is Donderdag, skud hom af. Vrydag, hier is Saterdag. Nou kan ons sing. Amen. Amen. Why don't you open the door like a Christian should?
baie kere wat ons grawe en ons grawe, dan kom ons by iets uit. En dan sit ons dit eers bietjie een kant toe. En dan besluit ons, Here, nie nou hierdie ding nie, ons sit hom eers bietjie een kant toe, maar vanoggend vra hy, dat ons stem, en ons lippe, 'n keuse sal maak, van dit wat hier uitkom, en ons stem wat hy ons mee geseën het, dat ons dit sal gebruik as 'n lofsang tot sy naam. Amen. Want hy wat in beheer is en in ons hart nou is. Amen. Ek het lief, Here Jesus, elke oomblik, elke dag. Hy is vir my die lewe en die waarheid en die weg. Hy is die bron van my lewe, die teer van my liefdeslied. Ek het lief.
maak om U om te sê, Here, ons het U lief. U is die tema van my liefdeslied. En dan kom sit ons by U en ons wil dan, Here, ons raai keuse, ons wil dan kom stil raak by U. Ons wil dan kom vra, al die klomp vrae wat ons het. En hierdie lied sê so mooi, dis wat van die kinders en wat van die een wat swaar kry, wat van die seer en die pyn en die lyding. En dan besef ons dat U is besig, die Here is besig om ons dieper in te vat. En die Here vat ons nog dieper in, want nou is ons hart by Hom. En nou vra ons al hierdie vrae wat die Here het, wat nooit vir ons belang, ons het nie belang gestel, ons is sommer verby die aan die een geloop. Maar nou vra ons al hierdie vrae. En waar kry ons antwoorde? Wanneer ons stil raak by God se voete. By die Here se voete, en dan gee ons onsself oor aan Hom. Amen. Kom
mooi skrifgie. Ek het hom maar net vanoggend gesien. Ek sal hom nou moet op Google gou. Of gaan Google hom vir ons en dan, want dit is so pragtige. As ek vanmôre so 'n bietjie kyk, ons het 'n geweldige groot kykerstal wat ons dienste kyk. Waarvoor ek die Here vreeslik dankbaar is. Maar ek is ook bekommerd dat ons mense is besig om uit te sak. Werklik mense, wie en ek kan niks doen nie. Dis wat die woord van die Here sê. Dit maak my hartseer. Dit maak my hartseer dat ons vervlou in Christus. Nou op die punt van die koms van Jesus raak die kerk vervlou. Dis vir my kommerwekkend as ons sien mense in, en dan sit ek dink jy so baie keer en jy dink, Here, maar 'n mens praat so oor al die goeders elke dag. Raak stil by die Here. Dis so vinnig wat die wêreld ons ingryp en as hy eers vir jou ingegryp het, dan sukkel dit en dit raak moeilik om daar uit te kom. Verstaan nie vanmôre mense? So dis nie my plig alleen nie. Dit gaan nie oor vol kerk en die mense. Ek het geen behaag in vol kerke nie, maar ek het behaag in kinders van die Here wat kragtadig opstaan. Verstaan ons mense dit? En ek dink nie ons verstaan dat ons moet begin breek met sonde nie. Ons laat te veel sonde in ons lewe toe. En dit maak my bekommerd in my hart, want jy sien die liefde vir Jesus vervlou. Dit is so duidelik sigbaar wat mense sien hoe die liefde. Want daar is 'n skrifgie, ek weet nog nie waar sy skrifgie, ek sal hom gaan soek en Blom herinner my net dat ek hom opsit. Hy sê saai die saad in die môre en laat teen die aand jou hand nie rus. Laat teen die aand met jou hand nie. Saai in die môre, dit wil sê saai heeldag. Prys God man. Weet wat Jesus hier was. Wat Jesus op aarde was. Hy het nie vir een oomblik tot diep in die nag het hy bly saai. Mense, dis nie my plig alleen nie. Ons het almal 'n verantwoordelikheid. Verstaan ons mense, elkeen het 'n verantwoordelikheid. Bring iemand kerk toe man. Dit gaan nie om te brek die kerk is vol nie. Dit gaan nie vir my daaroor nie. In my hart besef ek dat die uur van die Here lê voor die deur mense. Dis wat vir my. So dit gaan vir my oor niks anders nie. Niks anders nie. As om vanmôre, laat jou hand bly saai. Moenie dat jou hand rus nie man. Moenie dat jou hand rus. Dit wil sê, moet nooit stil bly oor die evangelie van Jesus Christus. Mense, hoe kan ons sê, ons het die liefde van die Here, en ons bly stil. Ons nooi nie mense. Hoe kan ons sê, ons praat oor Jesus, maar ons is bereid dat iemand verlore gaan? Dan is dit sommer 'n buurman, dis sommer 'n familie, dis sommer die rondom jou. Verstaan ons mense? Dis so belangrik. As iemand oor ons pad stuur, mense gryp hierdie geleentheid om iemand by die Here uit te kry. Ja, mense. Weet dit brand vanmôre op my hart. Ek weet hier is nou baie mense wat werk en party sommer net eenvoudige verskoning. Ander is werklik honger vir die Here. Werklik honger, maar ander sit sommer net by die huis. Sit sommer net by die huis. Mense, hoor wat ek vir u sê. Ek praat vanmôre sommer daar so 'n bietjie uit die noupoort. Dit is die gedagte. Ek wil Woensdag oor die deur praat, maar ek praat vanmôre so 'n bietjie oor die noupoort. Mense, wat gaan ons vir God sê? Wat gaan ons vir God sê? Jy gaan nie 'n verskoning hê nie, mense. Ek soebat vanmôre uit my hart uit. Soebat ek vanmôre. Moenie op die nippertjie flou raak. Moenie nou op die nippertjie.
Moenie met sonde speel nie. Sonde vat jou weg van die Here af. Weet jy, dis maklik as mens so 1 keer of 2 keer later raak dit 'n gewoonte om nie meer as liggaam by mekaar te kan wees. En moet nooit vir my kyk, want ek is net so feilbaar soos wat u is. Maar hoor wat die Here sê. Hoor wat die Here sê. So ek wil vanmôre Lukas 13, daar is die stukkie wat ons eintlik praat oor, maar ek wil ook vir Lukas 13 vers 22 tot 30 gaan oor die noupoort. En ek wil hier met vanmôre lekker gesels oor hierdie ou stukkie. Ons het ons nou al baie keer gepraat oor hierdie, so ek wil nou nie die hele stuk loop lees nie. U sien mos nou, u hoor mos nou, so Lukas 13 en dan wil ek ook Lukas 18 vers 25, wat hy praat van die nou ingaan. Nou Johannes 10 vers 9 sê Jesus, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Prys die Here man, weet dis vir my so kosbaar, sulke woord man. Weet, ek is so opgewonde oor Woensdag om oor hierdie deur te praat. Weet, dis amper, dis soos Marie gesê het, Woensdag is lekkerder, want dan gee 'n mens teaching. Weet jy hoeveel ou mense daar raak sien nie? Halleluja. Maar, prys die Here man, verstaan jy? Weet, ek het so 'n pragtige storieetjie. Nou, dis nou net 'n storieetjie, maar op einde van die dag, bring die storieetjie 'n mens gee vir jou bietjie meer perspektief. Dit bring so 'n bietjie meer perspektief oor Jesus Christus. En oor hierdie ou nou deurtjie wat hier is. Nou, het ek die ou storieetjie wat gaan oor die regter, hierdie groot regter, hierdie man wat alles in die lewe gehad het, en op die einde van die dag alles verloor het as gevolg van verkeerde besluite. Slegte keuses, verkeerde keuses gemaak en hy verloor alles. En hy raak 'n ou boemelaar op straat. En so loop hy nou maar rond en op 'n dag toe wens hy kan weer hê wat hy gehad het. Maar niks kom in sy bereik nie. En iemand vertel vir hom van, dis nou net 'n storieetjie, maar op einde van die dag is dit realiteit, dit gaan word in ons lewe. En iemand vertel vir hom, jong, daar is so 'n plek, maar hy het 'n vreeslike hoë muur om die plek. So jy kan nie sommer net daar ingaan, want hy het 'n baie hoë muur en daar staan wagte op die muur. Maar jy kan gaan probeer, gaan hoor daar by die wag. Nou op einde van die dag het die ou regter, hy begin begeer om terug te kry wat hy gehad het. Hy raak moeg vir hierdie lewe van boemelaar wees. Ek bedoel 'n mens dis elke aand honger slaap en dis koud slaap en al hierdie dinge en verslaans en slorderig lyk en hy begin honger raak na hierdie wat die mense van praat, van hierdie plek, hierdie wat met die vreeslike hoë muur. En hy begin loop op daarheen. En hy kom by die plek en hy draai daar rond en die wag vra vir hom, wat soek hy? Want daar's 'n wag op die muur. Wat soek hy? Hy sê, maar hy het gehoor van die plek en hy wil vreeslik graag hier ingaan. Hy wil sy lewe verander. Hy's moeg vir hierdie bestaan wat hy nou op die oomblik het. Want hy honger en hy dors en hy kry koud en al hierdie dinge en hy begeer weer. En die wag sê vir hom, maar gaan daar by daai kraak in die muur. Dis die deur. Dis waar jy moet deurgaan. En die ou boemelaar, die ou regter begin soek na die kraak in die muur. Hoor jy mooi? Hy begin soek na die kraak in die muur.
En die wag moet vir hom later sê, en met sy swaard so staan en wys, en sê, jy moet doen so, daar reg voor jou, is 'n kraak, dis waar jy moet deurgaan. En hierdie boemelaar begin besef, maar hierdie gaan 'n moeilike saak wees om hier deur te gaan. Nou kyk, hy is daarom redelik verhonger nou ook al, en hy is maar, en verstaan jy so, daar's 'n moontlikheid, en hy het hom nou gemik en geloer en gewat alles, maar hy sien dit, want die kraak loop so. Dis nie dat jy kan dwars deur sien nie, die kraak in die muur loop so. En die ou sê, en hy dink by homself, maar kom ek try. En hy het nog geprobeer, en gesien, nee, hy gaan dit nie maak. Want jy sien, hy het nou 'n ou stuk in 'n pot, en er is 'n paar ou skoene, en 'n ou radio, verstaan jy, al hierdie ou goeders draai nou so saam, en 'n ou jas, en alles, verstaan jy, teen die koue, hoor jy, dit is vanmôre 'n storieetjie. Verstaan jy, hy dra al die goedjies nou maar saam, ek bedoel, dis al wat hy het, sy hele besittings. Sy hele besittings is hier by hom, en hy besluit, maar kom ek maak 'n bondeltjie, dan sit ek hulle hier neer, dan los ek hulle nou hier. Sy hele aardse besitting draai saam met hom. So kom ek los hierdie, en dan sit ek dit net hier so neer, en dan try ek nou weer. Want jy sien die ou het geprobeer om met sy bondel, sy aardse besittingkies, hier deur, want dis al wat hy het. Dis al wat hy, so hy try om hier deur te gaan, met sy aardse besittingkies in hierdie skeur in hierdie muur. En hy's onsuksesvol, so hy besluit, kom ek sit hierdie goed neer, en dan try ek weer. Hy dink nie, maar wag, kom ek vat my radio. Verstaan jy, want dis sy konneksie, dis sy geselskap hier op aarde. Kom ek vat my radio, dan probeer druk ek hom so lang, eerste deur, dan kan ek mos nou later deurkom. Dis maar die mense se brein werk so. So kom ek try die radio, en die oomblik toe hy die radio deurdruk, toe begin sit die radio uit. En die radio kan nie deurkom, so hy moes hom toe nou maar teruggevat het, en ook by die ander bondeltjie gaan neersit. En hy dink nou maar, okay, right, kom ek raak ontslaaf van die bondel, en dan try ek weer. En op einde van die dag, toe sien hy, maar ek sal my jas ook moet uittrek. Want iemand die jas maak, dat ek nie hier kan ingaan. So nou is hierdie skeur in hierdie muur. En hy trek hierdie jas uit, en die wag op die muur sê, jy sal moet van alles ontslaa raak, voordat jy daar kan deurgaan, want daai skeur is baie nou, wat jy nou probeer. En hy raak van alles ontslaa, en hy try weer, en hy druk hom in hierdie skeur in, laat hy amper later half eng te vrees kry, want die muur is hier teen hom. Verstaan jy, skep vir jou hierdie prentjie van 'n ou, wat hier probeer deurwurm, en die muur gaan so, die kraak gaan so, verstaan jy, dis 'n storie om hier deur te kom. En die volgende oomblik, toe sien hy, maar daar's 'n lig daar buitekant, hier's lig daar voor, iets is hierso, en dit motiveer hom, om verder in hierdie skeur in te wikkel, en aan die ander kant deur te kom, want dit is 'n breë muur. Dit is 'n breë muur, met 'n ou smal kraakie. Verstaan jy, as die wag hom nie gewys het, het hy nie die kraak raak gesien, het hy nie hierdie skeur raak gesien. Verstaan, hoor mense, hier is 'n baie, dis 'n storieetjie, maar dis 'n baie kosbare ding. Vir my is dit baie kosbaar om een ding vanmôre te besef, dat die poort, die nou poort, is weinig wat God sê, weinig wat daar sal ingaan. Mense, en dis so, hoor jy my hart vanmôre, weinig sal daar ingaan, weinig sal dit vind, man. Jesus, wie as ek hartseer raak, oor verlore mens, hoe moet God nie voel nie? Hoe moet die Here Jesus nie vanmôre voel nie? As ek huil oor 'n verlore siel, hoe moet Jesus, die een wat ons geskaap het, hoe moet hy nie vanmôre in sy hart voel nie?
Hoe moet hy voel? Hy wat gekom het vir verlore siele. Hy wat met sy lewe betaal het. Maar weet jy, ek wil nie vanmôre een ding sê. Dis nie die kruis wat hom doodgemaak het. Dis nie die spykers deur sy hande nie. Nee, dis nie die martel nie. Nee, niks van hierdie goed het hom doodgemaak het. Weet wat het hom doodgemaak? Sonde. Sonde het hom doodgemaak. Sonde het ons liewe Here vermoor hier op aarde. Dat hy ons iewers genoeg sê het, Here in U hande, Vader in U hande gee ek my gees oor. En hy kom doen dit vir my en vir jou, om by hierdie skeur te kan deurgaan, man. Jy moet vanmôre hoor, ons moet alles prys gee. Toe hierdie boemelaar alles prys gee, toe sien hy maar in hierdie skeur, daar's 'n lig daar aan die ander kant. Hoor hoe kosbaar, man, hoor hoe kosbaar. Dis 'n storie, maar dis eintlik 'n storie met 'n werklikheid. Is 'n storie met krag, man. En die volgende oomblik, toe sien hy die lig aan die ander kant, en toe hy sy hand begin deursteek, toe word sy hand genees van alle ou seer. Toe hy sy voet deursteek, toe word sy voet genees van alle ou seer. Toe sy liggaam deurgaan, toe word hy genees van alle pyne en skete. Want sy hart het loop gesond raak, want daar aan die ander kant staan iemand en hy roep en hy sê, Cornelius, jy het dit gemaak. Cornelius, jy het dit gemaak. Hy sê, Jesus sê, Cornelius, kom hierso. Jy het dit gemaak deur die skeur. Jy het alles gelos. Jy het alles gelos. Kom, sien jy daar die feesmaal? Dis vir jou. Sien jy daar die feesmaal? Omdat jy deurgedruk het. Omdat jy bereid was om alles in hierdie lewe, in daardie ou wêreld. En omdat jy bereid was om te hoor toe die wag gepraat. Wie is die wag vanmôre, mense? Die Heilige Gees van God, man. Toe die wag praat, toe verdie. Toe ons luister en die wag vir jou sê, daar moet jy deurgaan. Mense gee alles op hierdie aarde. Gee alles prys. Verstaan jy? Dis net jy wat daar sal kan deurgaan. Daar kan nie eers familie saam met jou daar deurgaan. Dis net jy. Here, ek gee alles prys. Baie keer ek wil gee mense vir ons geld, sê hulle is joune. Dis julle, dis nie myne nie. Dis die wêreld se goed hierdie. Ek is hier om te help, want jy sien ons wil met die skeur deurgaan, man. Ek wil met die skeur deurgaan. Ek wil nie hier bly nie. Ek los alles. Niks moet in my lewe vir my hou vas, want ek wil hier deurgaan. Ek wil hier deurgaan. Want daar die wag wat vir ons wys, daar's die skeur. Daar's die skeur, jy moet daar deurgaan. Baie mense sien daai skeur mis. Hulle sien dit nie raak en hulle draai by hierdie skeur om. En hulle loop weg, teleurgesteld. Teleurgesteld omdat hulle nie bereid is om prys te gee vir die naam van Christus. Prys te gee vir Jesus Christus. Prys te gee, alles wat ons het. Prys te gee, sodat ons siele kan wen en sê, hoorie, ek weet waar is die skeur. Ek weet hoe jy daar deur kan kom. Ek wil jou help om daar deur te gaan. Ek wil daar weer, want jy sien daar aan die ander kant, as jy daar deur gestap het, toe Cornelius die lig sien, toe staan daar iemand daar aan die ander kant en hy sê, kom Cornelius, jy het die stryd gewen. Jy het hierdie stryd gewen. Kom sit aan die tafel. Hoeveel van ons draai nie om? Daar by die skeur draai ons om. Omdat die Satan vir ons lieg oor 'n ou wêreldse gemors. Los jou ou pot hier, man. Los jou ou jas, dis alles ou goed wat gaan vergaan.
Los al hierdie gemors en los dit hier agter. En kom by die skeer waar jy kan deur. Jo, Here, ek weet, man nog nooit het die woord van die Here sê, neem jou kruis op en volg my. So dit sê vir my, dis 'n moeilike skeer hierdie. Dis moeilik om daarin te gaan. Ek moet alles los. Ek moet weet daar so baie dinge. Verstaan jy dat daar's 'n paar goedjies wat ek en jy ook vanmôre sal moet los om by daardie skeer van Jesus Christus in te gaan. En die eerste een wat ek hier wil uitdink, is die agting wat ons geniet in hierdie wêreld. Ja, die aansien wat ons geniet in die wêreld. Verstaan jy? In familie is ek nou die myn konyn, soos die tier op die muur. Verstaan, ons is die aansien. Wat sal die wêreld, wat sal vir my familie, by elke, ek is die voorsitter van die kerkraad, ek is die voorsitter van die boerevereniging, ek is die voorsitter van die skoolkomitee, en so bly ons met voorsitter, en die familie kyk op, verstaan jy, die agting wat ek by familie kry, die aanvaarding, en die aansien van hierdie wêreld, dis een van die dinge wat ons terughou, om by hierdie skeer van die Here Jesus Christus deur te gaan, man. Die Here sê, sterf van jouself, man. Jy moet sterf van jouself, voordat jy by daai skeer kan ingaan. Mense, hoeveel kerkmense, hoeveel godsmanne, godsvrouens, kan nie sterf, en hulle geniet die aansien van hulle gemeente. Pastoor, ek het hierdie week weer gesien, hoe word pastore, man, gepamper lang die klomp goed. Ons pastoortjie, die pastoorspaartjie, man, ek moet altyd te wag voor my mond sit, oor hierdie klas vir gemors. Daar's 'n verskil tussen respek en aanbid. Ja, daar's 'n verskil, man. Ons het respek vir mekaar, dis wat God van ons verlang, maar ons aanbid nie mekaar. En jy sal die skeer mis. Jy sal nie die stem van die wag hoor wat sê, daar's die skeer nie. 'n tweede een. My ou sondes wat ek so saambring. Dinge uit die verlede wat ons nie wil prys gee nie. Hierdie dinge kom saam met jou, weet wat ek vir jou vanmôre wil sê, jy's hoogmoedig. Jy's hoogmoedig. Hoekom wil jy nie prys gee die dinge van die wêreld nie? Die dinge wat jou terughou, hierdie ou klein sonnetjies wat ons so saamdra, wat niemand van weet nie. Hoeveel van ons manne is ontrou in ons huwelike, waarvan ek een gewees het, dank God dat hy vir my gewys het. Dank God dat hy hierdie wag op die muur vir my gesê het, voordat jy daar kan ingaan, sal jy moet op 'n rondloop en hoer met ander vrouens. Of ander mans, maak nie saak. Ontrouheid in ons huwelike. Ons sukkel met verslawings, ons sukkel met oneerlikheid. Ons sukkel met al hierdie dinge, dis dinge uit ons verlede uit. Wat ons nie wil prys sien, klein sonnetjies. Dis sal maak dat jy hierdie kraak in die muur nie sal raak sien. 'n Ander ding is hierdie attitude van ek het niemand se hulp nodig. Ek sal self. Ek is Eva. My naam is eintlik Eva. Ek sal self, ek het niemand nodig. Ek kies my eie deur. Ek sal besluit. Verstaan nie? Op grond van my, dis die ander een. Ek sal besluit watter deur. Want jy sien, ons dink ons kan op goeie werke. Ons dink ons kan deur goeie werke. Maar jy kan vir jou vrikwerk vir die kerk as jy binne nie help. Jy kan vir jou vrikwerk in hierdie samelewing as jy reg het op pad help. In Korintiërs 13 sê vir my, as jy nie dit en dit doen, as jy nie die liefde het nie, dan kan jy deur vuur stap, man. Jy kan vervolg word. Jy kan doodgeslaan word terwille van die naam van die Here, maar as jy nie die liefde van Christus het nie, sal jy by hierdie muur nie kan deurgaan. Maar daar's die plek vir ander dinge. Dis die goed wat ons saam sleep, mense. Ek sit 'n ding partykeer. Dink ek so. Jy het 'n vliegkaartjie gekoop. En dan volgende oomblik dan hoor jy, maar die vliegtuig het reeds opgestyg.
jy het jou vlug verpas. Ja, mense. Ek kan niks doen nie. Jy het jou vlug verpas. Die vliegtuig is op pad Jerusalem. Die nuwe Jerusalem. Ha? Jy het jou vlug verpas. Jy het nie betyds ingegaan. Ha? Jy het nie betyds, jy sien net die stad van ver af. Hoe vreeslik mense. Hoe vreeslik om te hoor, ek ken jou nie. Hoe vreeslik om te besef, as ons hier klaar maak, en ons sien soos die ryk man in Lazarus, daar's die nuwe stad, man. Maar tussen die nuwe stad en waar ek op hierdie oomblik is daar 'n diep kloof, sê die woord. En dit gaan nie oor die rykdom nie, man. Dit gaan oor dinge wat ons saamdra, wat ons wil ontslaa raak. As ons rykdom in Christus, prys die Here, man. Prys die Here daarvoor. Dis die dinge wat ons saamdra. Dit sal maak dat jy jou vlug sal verpas, man. Jy sit met die kaartjie, maar jy het op jou horlosie gekyk en gesien, nee, ek het nog genoeg tyd. Ek kan later regmaak. Dis daar sê, ek is nog jong, ek is nog gesond. Maar ons vergeet mense wat die Satan hou 'n duisternis voor jou. Hy hou jou hier besig met dinge wat maak dat jy nie Christus raak sien nie. Verstaan jy, die tyd, 'n prediker praat so baie oor die tyd, verstaan jy mense, dis nou, die Here Jesus sê, dis nou die tyd. Hy roep uit, man. Vanmôre roep die Here ook uit, vir elkeen van ons wat daar buite ook kyk, man. Die Here roep uit. Vandag, as jy my stem hoor, as jy vandag my stem hoor, roep die Here. Wil jy nie maar vandag jou saak met God regmaak nie? Voordat dit te laat is, mense. Terwyl jy met die ticket sit, hier is die ticket, man. Hier is die ticket, man, die woord van die Here. Dis ons ticket. As jy hier, wat hier staan, aanvaar, verstaan jy, as jy dit vat vir jouself, en jy sê, Here, ek roep U vandag uit, man. Ek wens ek kan getuienis hoor van buite wat ook luister vanmôre, waar hulle op hulle knieë voor God geval het. Ek sê, Here, vandag soek ek U. Vandag soek ek U. O, mense, dat ons die vlug moet verpas, terwyl ander deurstap, ingewikkel, want jy sal vervolging kry. Jy sal seer kry. Jy sal hartseer op hierdie pad. Dis hierdie muur, man. Dis hierdie muur. Verstaan nog nooit het die Here gebeloof dat dit 'n maklike pad is. Maar op die einde van die dag, jy gaan voel hoe die druk van die lewe, die druk van die wêreld, die druk van mense, jou wil versmoor in hierdie sloot, in hierdie skeer. Jy het dit vir jou voel, Here, dit raak vir my te erg. Ek kan nie meer, ek kry nie meer asem nie, Here. Ek kry nie meer asem nie, want hierdie sloot, hierdie skeer is vreeslik nou, Here. En net voor jy wil opgee, dan steek jy jou en dan sien jy, maar daar's lig. Daar's lig, man. God beloof, daar's lig, man. Moenie nou opgee nie, mense. Ons moenie nou vervlou nie. Dis nou die tyd, mense. Gaan lees hierdie 2 tekste. Dan sal ons besef. Wie daar is my niks so hartseer. Ek prys die Here vir ons groot predikers van jare terug. Michael het dit 4 gehad. Of hy NG Kerk was en of hy AG het, hulle het 4 gehad. Hulle het 4, want hulle was lief vir God gewees. Hulle was lief vir die Here. Wie ek gooi nie vandag klip en ek wys die vinger na enige kerk, maar ek sien nie meer die vuur van die Heilige Gees.
Mense hoor vanmôre, die Satan hou die liggaam van Christus besig met rituele. Ja, hy hou die liggaam van Christus besig met rituele. Ek het dit nou weer gesien. Ek sê niks nie. Ek het dit nou weer gesien. Ons werk, ons missies en ons visies en ons dit, al hier mooi, pragtig, dis mooi. Mooi. Maar waar is Jesus? Waar is Jesus? Die deur. Die deur. Niemand sal na my kom. En hy praat van wyding, van niemand in hierdie lewe kan by hom uitkom as ons die deur omgaan nie. Alles in hierdie lewe moet gaan oor Jesus, mense. Ek wil so voel aan Woensdag, man. Ek wil hom net so proe, want ek voel dis die regte oomblik. Daardie jare het hulle gelê, dat hulle sulke ou takkrale gebou het. Prys die Here, baby, man. Wie as ek 'n haai was, het ek nou hierdie preekstoel opgevreet van opgewondenheid. Ek raak so, ek brand hier binnekant, maar ek is so opgewonde oor God, man. En God, dis dinge, ek begeer dit vir ons mense, man. Ek begeer dit vir julle. Ja. Hulle het ook ou krale gehad, maar daar was nie 'n hek. So die herder baie het self geslaan. Kyk hierdie Jesus. Die herder slaap self, hy sê ek is die deur. Hy is die deur. Niemand anderster as Jesus is die deur. Hy lê self daar. Die klomp skaap, ek en jy is in hierdie takkraal. Hy lê by die deur, want hy is die deur. So die herders van daai jare het by die ingang het hulle gelê, so niemand kon daar inkom. Niemand kon daar inkom. Geen vyhandige ding kon daar inkom, want die herder het by die deur gelê. Vat dit vanmôre. Vat dit, die herder lê by jou deur. Die herder sal jou beskerm, hy is die deur. En niemand kan by jou uitkom. Niemand. God weet al ons tekortkominge. Die Here Jesus, dis waarvoor hy kom sterwe het, vir al jou tekortkominge. En hy wil hê, jy moet eers vreeslik mooi loop raak voor jy hom aanneem. Hy sê, vandag moet jy kom, en ek sit jou in die skaapkraal, en die herder loop lê voor die deur. En hierdie ou rou skaap, hierdie ou wilde skaap, sal met die tyd sal hy mak raak, want die res van die skape sal hom leer en vir hom help, maar niemand kom by, want jy het 'n keuse gemaak en gesê, Here, help my. En jy's ingetrek tussen die klomp skape, man, en die herder maak sy kooi, soos hulle sê. Hy maak sy bed daar in hierdie opening, en hy lê self daar. Jesus is die deur van ons hart. Hy is die deur. Niemand kan kom by jou uitkom sonder om eers vir Jesus te face. Yes, mense. Dis die goed wat ek begeer. Dis die goed wat Jesus begeer. Hy sê ek het vir jou sonde gekom sterwe. So sonde het my doodgemaak, sodat ek daar kan loop lê. Ek loop lê daar, ek sit in die deur van jou hart vanmôre. Dis hoekom ek kan sê, daar die skeur in die muur. Aan die ander kant, as jy daar deur is, mense, as ons daar deur is, prys God. Prys, daar's lig. Daar's lig. Wie maak die saak hoe moeilik die pad hier is? Los alles. Los alles, gee prys alles. Want as jy daar deur kom, Here, dankie. As jy net een been gehad het, sal jy 2 bene hê. Gees. Ons stap in die gees daarin.
O mense, hoe wonderlik moet dit hier vanoggend wees. As ons hier klaar maak en jou bord kos is gereed dan. Jy, yes, mense. En ons gaan sit saam met die koning van die konings. Weet wat sê die woord? Jesus is die waiter. Getroue diensknegt, kom sit aan my tafel. Ek kom bedien jou nou. Ja. Die koning van alle konings kom bedien jou. Ja, mense, besef ons die diepte van wie Jesus is. Besef ons, en ons kan dit net ontdek in ons stilte tyd. Wanneer die woord so oopbreek, en jy besef, joh, ek weet wie studeer. Ek het die deur ontmoet. Joh, Here, dankie. Dankie dat U vir my. Ons hoef nie te wag tot daai tyd. Want die wag wat op die muur staan begin bedien jou sommer hier buite. Hy sê kom ek help jou. Kyk reg voor jou. Hoeveel van ons het so rondgeloop in hierdie wêreld, mense? En skielik kom daar 'n gedagte op, man. Weet jy het Christus nodig, jy het die Here Jesus nodig. Wat beteken dit? Dis die wag vir jou wat vir jou met die swaard wys daarso. Gaan dit, is dit hier? Ja, dis dit, maar kan ek? Ja, jy kan. Los alles agter, jy kan daardeur. Die wag, die Heilige Gees van God, man. Hy sal jou help om daardeur te gaan. Hy sal vir jou wys. Hy sal vir jou sê dis moontlik. Dis moontlik. En daardie oomblik as jy jou saak met God regmaak, dan begin jou skuur, man. Deur hierdie skeer. Dan begin jou werk, begin jou lewe. Maar weet een ding, aan die kant is lig. Daar's lig, mense. Jy bly nie net aan die skuur nie. Jy bly nie net aan die ruk en probeer deurkom nie. Want die wag sal vir jou help. En aan die ander kant is iemand miskien wat jy stem hoor wat jou sal motiveer en sê moenie nou opgee nie. Jy's amper daar. Daar's 'n stem aan die ander kant sê Cornelius, moenie nou opgee nie. Moenie nou, mense, dis wat ek vanmôre vir almal daar buite, as ek die leegtyd sien en ek sien hoe mense by die huis is wat geen rede het vanmôre. Ek val jou nie aan nie. Hoor mooi, ek bid in my hart. Mense, die Satan is dit eers een Sondag, nog 'n Sondag en dan raak dit 'n gewoonte. Kort voor lank is daar niks meer van Jesus. Jy terug, nee, hierdie skeer is te nou. Ek sien die kans. Die skeer het te nou geraak. Ek stap uit. Ek het nooit by die lig uitgekom nie. Nooit. Och, mense, luister na die stem van die Heilige Gees. Moenie nou opgee nie. Ons is op daardie rand. Op daardie. Jo, gisterand lê sing ek 'n liedjie in my kop. Nou liedjie, ek weet of ons hom ken. Skeer in die rots, 'n skuilplek vir my. Ken jy hom nie? 'n Skeer in die rots, 'n skuilplek vir my. Jesus neem my saam. Jesus neem my saam. Jesus neem my saam na die nuwe Jerusalem. Prys die Here. 'n Skeer waar ons kan gaan skuil. Net Jesus. Amen. Vader, ons kom raak so stil in hierdie oomblik. En soos hier jou liedjie sê, Here, 'n skeer in die rots is 'n skuilplek vir my. Hierdie skeer in hierdie muur is 'n skuilplek vir my geraak. Want soos ek deur gaan staan die wag op die muur staan aan die ander kant. En aan die voorkant wag hy. Ek het alles prys gegee vir U. Here, ek bid so uit my hart uit werklik vanmôre, my God, veranderings in ons harte. Dat ons nie nou sal uitsak nie, Here.
Ek wens ek kon iets anders, Here, maar ek kan maar net bid. Dis al wat ek kan doen. Ek kan maar net motiveer en ek kan bemoedig. Maar verder kan ek niks doen nie. Want ek weet ons sal voor 'n regverdige God loop staan. Maar ek bid, Here, vir die wat hier agter bly, Here. Here, ek bid vandag dat daar meer by hierdie. Ek bid, o Heilige Gees, dat U met die swaard, die woord, die skeer sal aanwys vir die wat nog nie Jesus ken nie. Ek bid dit vanmôre, Here. Ek bid, o Heilige Gees, wys met U swaard hierdie skeer vir mense aan. Mense wat soekend na U is by God. Ons moet nie vanmôre soos hierdie ou woemele, waar's die skeer nie. En dan moet die wag uitroep, draai dwars. Jy kan nie so instap, jy moet dwars draai. Ons moet dwars draai, man. Ons moet prys gee alles. Ja. Dankie, Here. Dankie, o Heilige Gees. Ek prys U vanmôre. Ek dank U vanmôre vir dit wat U gaan doen in ons gemeente en in ons gemeenskap. Here, ek bid vanmôre in ons gemeente dat hier meer disippels sal opstaan, Here. Here, ons los al die goed. Al die dinge wat ons op ons manier, ek het maar 'n paar goedjies uitgehaal, Here. Maar dat ons hier op 'n plek gaan kom, o Maggies. Ek het my vlug verpas. Want ek het te besig gewees hier om my. Ek bid vanmôre, my God, dat ons elkeen daardie passie sal kry. En die wat dit het, Here, dat U dit nog sterker in ons harte sal maak. Om te begeer meer van U, Here, minder van ons. Maar ook vir 'n boetie en 'n sussie. Vir een hier buite rondom ons, Here, wat nog nie die skeer raak gesien het. Ons kan ook daardie wag wees, Here. Ons is disippels van U, ons is wagte, Here. Ons is aangestel deur U en ons kan ook vir mense help om by hierdie skeer uit te kom, my God. Ek bid dit, Here. Here, duisende mense, duisende mense, Here, gaan verlore. Duisende siele gaan verlore, my God. Dit breek my hart vanmôre, Here, as ek net sien om my, in hierdie ou dorp, hoeveel verlore gaan, Here. Hoeveel te meer, U wat elke een aanskou, wat op die Bereëweg verlore gaan. Hoeveel te meer, Jerusalem, moet ek nie geween, moet ek nie begeer, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerk wil hê. Ai, Here, hoe dieper ons intrek by U, my Vader, hoe meer sien ons hiervan. Ja. Hoe meer beleef ons van hierdie goed. En ons begin huil saam met U, my God. Want ons sien dit, Here. Ons hande is afgekap, Here. Ons kan vanmôre net bid. En ons kan net getuig. Ons kan net praat. Ons kan nie verander. Net U alleen. Jesus naam bid. Amen. Kom ons staan en ons sing lekker saam.
Lieve Vader, ons kom naar U toe, ons sak ons hoofde nederig, om te sê, Lieve Vader, die pad is, die skeer is nou. Maar dit sal verbring om daar deur te gaan. Want om vir U te ontmoet, is al wat ons wil hê. Want U is die lewe, U is die lig in ons lewe. Leid in vir ons almal, Lieve Vader, hierdie dag. Maar dat almal sal met vuur uitgaan, dat sal besef, net deur U is ons tot genade. Amen. Amen. Amen, dat is lekker koffie.